Het jy al daaraan gedink dat die Bybel van ons sou verwag om te skuld? Kom ons lees daarvan in Romeine 13 vers 8 tot 10. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie. Dis hoe hy begin. Maar nou kom hy by die eintlike bedoeling van hierdie gedeelte. Behalwe om mekaar lief te hê. En nou brei hy uit oor die belangrikheid van die liefde. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Vers 10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou, ons het dit al van tevore gehoor en ons verstaan dit opnuut. Het is partykeer net moeilik om dit toe te pas. Want ons liefde vir die medemens, wie dit ook al is, word nie eintlik maklik beantwoord nie. Trouwens, ons ken die gedagte, no good deed stays unpunished. Dit lyk asof liefde eintlik juist die teenoorgestelde reaksie by mense kan uitlok. Of dit is ten minste hoe ons dit beleef. Maar op die ou einde maak dit tog nie saak van wat ander se reaksie is nie, maar hoe ons teenoor mekaar optree. Kom ons maak meer ruimte vir die wonderlikheid van die liefde. Wanneer ons regtig lief het, ontdek ons dinge wat ons dalk sou misgekyk het. Om iets of iemand lief te hê, is om dit te waardeer, om die ander kant van die saak raak te sien, of die ander kant van 'n moontlike probleem raak te sien. En nie net altyd te wil beklei en reg help en op die verkeerde manier nie, maar in liefde met mekaar om te gaan. Kom ons maak ons harte oop vir die liefde wat van bo kom, sodat dit ook tussen ons in mense tevoorskyn kom en kan realiseer. Wees lief en loop mooi.